Uit die woord van die Here lees ons Jakobus 3, die eerste 12 verse van Jakobus 3. Ons is besig met 'n reeks oor Jakobus, oor die Pinksters van verlede jaar en hierdie jaar. So verlede jaar het ons op die 8de Junie gestop by vers 26 van hoofstuk 2. So hierdie jaar, dis vanaand, gaan ons net rustig voort by hoofstuk 3. So dis Jakobus oor 2 jaar. Ons bestudeer hom versie vir versie. Aangrypend om te dink dat Jakobus die broer van die Here Jesus was. Saam met hom in dieselfde huis groot geword. Maar nou noem hy homself in vers 1 van hoofstuk 1 'n slaaf van die Here Jesus Christus. So iets enorm moes gebeur het, en dit wat gebeur het, is nie net Jakobus se bekering nie, maar die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het. Die feit dat Jesus uit die dood opgestaan het, het sy broers, die ander broer is natuurlik Judas, waarvan ons ook in die Nuwe Testament 'n brief het, en hulle het natuurlik dan tot redding gekom. Geweldig, ek het vanmiddag daaroor gedink, maar jou kop gaan so, as jy oor hierdie dinge dink, hoe dit moes wees vir hierdie broers om hierdie oorgang te maak. Ek meen, 'n man, hulle oudste wat saam met hulle groot geword het, saam klei laat gegooi het, saam die en daai. Dink aan Maria, die geweldige oorgang wat sy in haar hart en kop moes maak, dat haar oudste seun eintlik haar saligmaker is. Dit is ontsettend. Mens kan nie dit nie indink nie. Ons neem dit net van selfsprekend, want ons ken dit ons nou maar van kleins af, maar ons kan dit nie indink hoe dit moes wees nie. En Jakobus se bynaam was Kameelknie, want hy was die groot bidder in die eerste kerk, en daarom het hy die bynaam van Kameelknie gehad. En om te dink, jy staan op jou knieë vir ure, elke dag 'n gebed voor jou broer, met wie jy saam groot geword het. Nou is hy onsigbaar. En hy is nie meer jou broer wat jy mee saam groot geword het nie. Dit is ontsettend. Dit is hoekom hy in hoofstuk 5 so ernstig oor gebed praat, waarvoor ek omtrent nie meer kan wag om te verkondig op Sondagoggend nie. Die laaste deel van die brief gaan oor gebed, en hy praat uit ondervinding as hy daaroor skryf. Maar nou praat hy in hoofstuk 3 oor die tong. Hy sê by vers 1, my broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. Ons struikel almal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele liggaam in toom te hou. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, en het ons hulle hele liggaam onder beheer. Of dink aan skepe, al is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle dryf sterk, word hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur, net waarheen die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid. Die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem, maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, met die tong vloek ons die mense wat as beeld van God gemaak is. Uit dieselfde tong kom lof en vloek. My broers, so moet dit tog nie wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 'n vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan ons nie vars water gee nie.
Ons lees tot sover saam vir vanaand. Dit is dan Jakobus 3, verse 1 tot 12. Ons het dit nou 'n jaar gelede bestudeer, so ons sal dit nie meer kan onthou nie. Maar ons het in die eerste deel van Jakobus verlede jaar met ons studie gesien, hoe dat hy baie duidelik sê, dat ware geloof sal uitmond in lewenswandel. Ware geloof sal uitmond in lewenswandel. Anders sê hy, is dit dood. Dis hoe hy by hoofstuk 2 afsluit. 'n dubbelslagtigheid wat betref lewenswandel in die lewe van iemand wat Christus bely is eintlik 'n onmoontlikheid. Dit is 'n moontlikheid in die sin van dit is wat gebeur in die praktyk, maar vir Jakobus, dis eintlik die motivering waarom hy hierdie hele brief geskrywe het, is hierdie dubbelslagtigheid wat hy in die Christene se lewens gesien het. Die feit dat hulle dit en dit bely en dan dit en dit doen. En 'n praktiese toespitsing van hierdie hele saak uit hoofstukke 1 en 2 is dan nou, dis sê hy nou vir ons nou net hier in hoofstuk 3, 'n praktiese toespitsing is dit wat ons praat. Met ander woorde die tong. Dis hoe hy nou by die tong uitkom. Want dis 'n voorbeeld wat hy noem van hierdie dubbelslagtigheid. En ons is maar te dankbaar dat hy hierdie voorbeeld noem, want hoe relevant is dit nie? Is baie, baie relevant. Jy sien hoe dieper en hoe langer die Here met 'n kind van die Here werk, hoe meer word jy al hoe meer 'n mens van integriteit. Integriteit beteken eenheid. Jy word al hoe meer soos jy aangaan verlos van dubbelslagtigheid. 'n Boom wat 2 of 3 of 4 soorte vrugte dra, word al hoe meer 'n boom wat net een soort vrug dra. En dit is 'n definisie van wat integriteit is. En dit is soos wat 'n mens groei in die heiligmaking. Nou hierdie integriteit is natuurlik direk verbind aan dit wat ons praat. Ook dit wat ons in ons kop met onsself praat, want onthou, dit is ook deel van die tong. Die tong is nie net wat jy verbaliseer met jou mond nie, die tong is ook dit wat jy innerlik verbaliseer met jouself, wat jy met jouself praat. Die tong werk na 2 kante toe en dit verklap eintlik jou innerlike hart, jou ware identiteit kom eintlik uit in jou prate. Soos wat die Here Jesus dit vir ons ook sê in Matteus 12 vers 34, wat hy sê, ons het dit net 2 sondae gelede het ons dit hier behandel, waar hy sê, uit die oorvloed van die hart praat die mond. En in Matteus 15 vers 18 leer die Here Jesus en sê hy, wat uit die mond uitgaan, dit kom uit die hart. Ons het verlede jaar, toe ons hoofstuk 1 bestudeer het, het ons in vers 26 gesien van hoofstuk 1, waar Jakobus gesê het, as iemand bely dat hy godsdienstig is, nou in ons idioom, dat hy bely dat hy 'n kind van die Here is, en sy tong nie in toom hou nie, dan bedrieg hy homself. Dan is sy godsdienst te vergeefs. Dis ernstige woorde hoor. Baie ernstige woorde. En nou kom hy in hoofstuk 3 terug op wat hy daar gesê het, by vers 26 van hoofstuk 1 hier sien. Want geestelike groei bring mee dat die gelowige al hoe meer na sy of haar vader begin lyk. As jy 'n kind, 'n biologiese kind is van jou pa en jou ma, dan lyk jy, en ons weet dit almal, hoe ouer jy word, hoe meer begin jy lyk na, jy weet, mense sal sê, woe, jy weet nou hier op 40 of 50 of 60 lyk hy of sy nou heeltemal net soos sy pa of net soos sy ma. Dit was in die begin miskien nie so duidelik nie, maar dit het al hoe meer so begin lyk. Al hoe meer na vore begin kom, en dit is 'n proses eintlik, en dit werk geestelik ook maar so. Jy begin al hoe meer na jou vader lyk, en een kenmerk van die vader se wese is sy prate.
Die ware God is 'n pratende God, hy's 'n sprekende God. En hy praat waarheid, want hy is lig, sê 1 Johannes 1. Hy praat nie uit 2 monde nie, Titus 1:2 sê, God kan nie lieg nie. Hy praat waarheid. En van die Here Jesus, die Here, sê Petrus in 1 Petrus 2:22, hy het geen sonde gedoen nie, en bedrog was nooit in sy mond gevind nie. En daarom is dit ook 'n kenmerk van die Vader se verloste kinders, is hierdie beheerste tong, wat buitentoe en binnetoe praat. En hy belig dit nou in hierdie hoofstuk, eintlik hier net hierdie 12 verse wat ons gelees het, belig hy dit nou net 'n bietjie meer volledig. Jy weet, ons is mos geneig om te dink, ons dink dat 'n groot kenmerk van iemand wat met die Heilige Gees vervul is nou juis dat jy praat. As jy die Here leer ken en die Heilige Gees vervul, jy raak juis aan die praat. Jy praat natuurlik oor geestelike dinge en oor die Here. Hoe meer jy vertel, hoe dink jy, hoe meer geestelik is jy. En dit is tot 'n groot mate is dit so. Dit is nie op sigself verkeerd nie. In die boek Handelinge sien 'n mens dat die werking van die Heilige Gees sonder enige twyfel die mense se tonge letterlik losgemaak het om Jesus te verkondig. Ons lees dit byvoorbeeld in Handelinge 4:31 dat daar staan van die eerste klomp daar. Hulle het saam gebid en die plek is geskit waarin hulle saam was en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en hulle die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Hulle tonge was los. Stilswye is nie altyd 'n goeie teken nie. Dit kan die teken wees van 'n morsdooie siel. Sommige mense het gewoon nie iets om te sê nie en daarom sê hulle dit nie. Maar Jakobus wil nie hê dat God se kinders nie mag praat nie. Dit gaan oor wat gepraat word. Wat hy sê is dat die tong deur die Here se Gees beheer moet word. Dis wat hy bedoel as hy sê, moenie so graag leermeesters wil wees nie, broers. Met ander woorde, moenie te gou wees om te wil praat nie. Want hoe meer jy praat, hoe makliker kan jy struikel. En leermeesters word geroep om te praat. Dis wat hulle moet doen. Terwyl die Bybel ernstig waarsku teen baie woorde. Ons lees in Spreuke hoofstuk 10 vers 19, waar baie woorde is, ontbreek die oortreding nie. Maar hy wat sy lippe inhou, handel wys, hy handel verstandig. Prediker 5 sê weer, moenie haastig wees met jou mond nie, want God is in die hemel en jy's op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Maar leermeesters moet praat. So bid daarom vir my wat moet praat. Ek word betaal om te praat. Ek moet praat. Dis 'n ontsettende verantwoordelike taak. Want nie net in die bediening nie, maar hoe meer jy praat, hoe makliker kan jy struikel. Hoe meer jy bid, gevolglik praat jy minder en hoe minder struikel jy. Charles Finney het gesê, 'n ding wat hom opgeval het in die herlewing van sy tyd in Amerika, was dat hoe meer die mense begin bid het, hoe minder het hulle gepraat. En dan struikel jy uiteraard minder. Jy sien wat Jakobus bedoel? Hy sê nie dat 'n gelowige terug op die brug moet wees nie, om net daar in die hoekie te staan soos 'n muis nie. Dit beteken gewoon dat die tong, wat hy sê is dat die tong onder beheer van die Heilige Gees en die koninkryk van God en geestelike dinge van die Here moet wees. Wat's meer eenvoudiger as dit om te verstaan? Ons kan met ander woorde sonder enige vrees vir enige teespraak sê dat verreweg die meeste skade binne verhoudings en in 'n gemeente deur tonge aangerig word. En onthou, 'n mens praat soos ek gesê het ook, ja, jy praat nie net buite toe met jou tong nie of binne toe met jouself nie, maar jy praat ook dit wat jy skryf op WhatsApp, op e-pos of waar ook al. Wat jy skryf, het die tong gespreek.
En dit kan onsaglik baie seer veroorsaak. Spreuke 18 vers 21 sê, dood en lewe is in die mag van die tong. Dood en lewe is in die mag van die tong. Spreuke 12:18 sê, die tong van die wyse mens is genesing. Die tong kan ook genesing en lewe spreek. Maar baie mense dink, en selfs Christene dink, wel, ek is so 'n oulike mens, jy weet, ek is eintlik 'n baie reguit mens, jy weet, ek mag nie 'n moordkou van my hart nie, dit jy weet hoor, ek is baie eerlike mens hoor, maar dan vertrap ons mense met ons eerlikheid, en ons breedsprakigheid. Hoeveel keer vertrap ons medemense, en erger nog mede-Christene, in die naam van, ek is 'n man wat openlik praat. Ek is nie skyn heilige jong. Ek weet, praat 'n ding soos hy is, jy weet. Maar Efesiërs 4 vers 15 sê nee, dis oukei om so te wees. Maar hy sê ons praat die waarheid in liefde. Efesiërs 4:15. En dis hier, soos ek gesê het aan die begin, die aanleidende rede, die aanleidende motivering waarom Jakobus hierdie brief geskrywe het, reg om mee te begin, is hierdie, hoe moet 'n mens dit sê, hierdie dubbelslagtigheid of hierdie inkonsekwentheid wat hy by homself, want hy sluit homself die heeltyd in, wat hy by homself gesien het, dit het hom vreeslik ontstel, en wat hy by ander gelowiges gesien het, het hom ook ontstel. En daar's 'n paar gewigtige redes waarom die kwessie van die tong aangespreek moet word, voel Jakobus. En ons gaan daarna kortliks kyk en so deur die verse van hierdie 12 verse stap. Die eerste rede waarom die kwessie van die tong aangespreek moet word, is verse 2 tot 5. Ek het klaar oor vers 1 gepraat, verse 2 tot 5. Die eerste rede is die tong, en jy moet baie mooi na hier luister, ek het nooit dit besef hierdie nie. Die tong het 'n sleutelposisie in 'n mens se totale geestelike groei en heiligmaking. 'n Sleutel veroorsaak dat jy of buite bly of dat jy binne gaan. Dis 'n sleutelposisie wat die tong het. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak by magte om sy hele liggaam in toom te hou. Volmaak beteken hier geestelik volwasse. Met ander woorde, as die tong geheilig is, dan's alles geheilig. Kan jy sien? Ek het dit nooit besef nie, maar dit is wat hy sê. Hy sê, as iemand kyk, jy moet dit positief draai wat hy sê. Hy sê, as iemand in wat hy sê volmaak is, dit beteken geestelik volwasse is, nie perfek is nie, dan is hy by magte om sy hele liggaam in toom te hou. Dis 'n baie diep waarheid hierdie. Dis waar dat alle kinders van die Here dikwels struikel. Hy sê dit, en hy sluit homself in. Hy sê, ek struikel ook dikwels. Ek, Jakobus. Veral wat betref die tong. Haastige, ondeurdagte woord, iets wat net half en half waar is. Skinder praat van anders, liewe suggesties, onreinhede, noem dit op. Ek hoef nie die voorbeelde ken ons almal uit ons eie lewe en oral waar ons kom. En die Bybel erken dit. Die skrif erken hierdie worsteling. In Romeine 7 sê die apostel Paulus, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, en die kwaad wat ek haat, doen ek. Hy praat oor hierdie stryd as Christen, en tog sê Jakobus, het die Here vir ons 'n baie belangrike oorwinningsmeganisme gegee. Die beheer oor jou tong is die manier waarop jy in totaliteit as mens geestelik volwasse word. Indien jou tong onder die Here se beheer is, dan kry jy met eens beheer oor al jou begeertes en drifte. Maar wat ons gewoonlik doen is, ons sien die tong heeltemal oor, en dan begin ons werk aan die groter goed. Jy weet wat ek bedoel.
Ons moenie eers, maar dis wat Jakobus sê, hy sê, hoorie, ons moenie eers oor die groot goed probeer oorwinning kry in ons lewe nie. Moenie eers oorwinning probeer kry oor jou eetgewoontes en jou humeur en jou vuil gedagtes en jou verslawende gewoontes nie. Gee eers die tong oor aan die Heilige Gees. Dan kom daai goed self in plek. Ons draai met ander woorde die hele ding net om. Want die Heilige Gees verander ons nou juist die binneste van die mens. Die vrug van die Gees. Ons gaan dit later in hierdie week waarskynlik weer lees in Galasiërs 5. Die bekende vrug van die Gees, ek hoef dit nie nou weer hier te noem nie, maar dit is tog 'n verandering in die binneste van die mens. En as jy daar oorwinning kry, is jy in so 'n magtige oorwinningsposisie dat al die ander dinge, amper kan jy sê, nou nie so letterlik bedoel nie, maar byna van self regkom. Dit is wat hy bedoel met die beelde van die perd in die skip. 'n Klein dingetjie met 'n groot ding. As jy die klein dingetjie in beheer het, dan is die groot ding outomaties in beheer. Jy sien dit by 'n perd in die skip, sê die Heilige Gees. Die groot kragtige perd word beheer deur 'n klein iets, 'n klein stang. 'n Groot skip word beheer deur 'n klein roertjie. En indien jy beheer kry oor die klein roer, het jy beheer oor die totale groot skip. Daar is nie 'n ander manier om beheer oor 'n skip te kry nie. Of oor 'n perd nie. Dis byna soos die hoofskakelaar op jou huis se elektriese bord. Dis 'n baie klein meganisme en maklik om te hanteer, is nie moeilik nie, maar dit gee vir jou eensklaps beheer oor al die elektriese ware wat binne in die huis is. En net so het jy beheer oor jou hele menswees. Ook oor daardie baie sterk kragte en magte in jou hart wat jou tot die dood toe dryf en sonde dryf. Indien jy beheer het oor die klein skakelaartjie. Die klein skakelaartjie is die tong. Dit geld natuurlik nie net vir die hoorbare woorde wat ons uitspreek nie, weer eens, maar ook oor die woorde in ons kop, wat 'n baie groter persentasie is as dit wat ons hardop sê. Eintlik is dit totaal onmoontlik om te dink sonder om woordprente te teken. Al ons gedagtes word in woorde geformuleer. En daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê, ons neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid en maak dit gehoorsaam aan Christus. Vir my persoonlik is dit die sleutel van oorwinningslewe in 'n Christense lewe. Hierdie, en ek het dit dikwels al op die groepie gebid, ek sal dit weer bid, ek kry dit min reg, maar vir my is dit die sleutel van hierdie alles. Alle gedagtes, jy kan niks daaraan doen, dat van die môre tot die aand gedagtes in jou kop kom nie. Wat kan jy daaraan doen? Niks. Jy kan niks daaraan doen nie, dit kom net. Dit is soos darts, soos veerpyltjies wat op jou afgegooi word. Jy kan niks daaraan doen nie. 'n Party van die goed haat en verag jy en dit kom nog altyd. Dit kom nog altyd. Nou sê Paulus, as 'n baie maklike manier om daarmee te handel. Jy neem hom gevange en maak hom gehoorsaam aan Christus. Jy hoef niks te sê nie, jy doen dit in jou binneste. Met ander woorde, elke gedagte wat in jou kop kom is 'n geleentheid vir gebed. En op daai manier bid jy die hele dag deur. Jy maak die gedagtes gevange, jy neem dit gevange en jy maak dit gehoorsaam aan Christus. Of dit nou goeie gedagtes is, of dit slegte gedagtes is, watter gedagtes dit ook al maak wees, dit maak nie saak nie. Jy moet onthou, as daar 'n verkeerde gedagte in jou kop gekom het, is dit nog nie te sê jy het gesondig nie. Onthou dit. Onthou dit. As ek 'n bal hier vat en ek gooi dit woep daar op Adrian se kop, kan hy verhelp dat ek nou die bal vat en 'n golfbal en op sy kop gooi? Nee, natuurlik kan hy nie. Dit hang af wat doen hy met daai bal? Wat doen hy met daai bal? Wat doen hy met dit? Ek kan niks doen aan baie van die gedagtes wat in my kop kom nie. Maar ek kan besluit wat ek daarmee gaan doen. Die Bybel sê, neem dit gevange en maak dit gehoorsaam aan Jesus Christus. Omskep dit in 'n gebed.
Ons kan nie eens onsself bejammer sonder om te luister na 'n stemmetjie wat vir ons vertel hoe vreeslik ons ly en hoe swaar ons kry nie. Dis 'n stemmetjie. Dis woorde wat met ons praat. Dieselfde geld vir vuil gedagtes, beelde van welis, gedagtes van wraak, woede, bitterheid, alles, noem dit op, al daai goed, alles. Maar die fout wat ons maak is om die simptome te beveg, jy sien, terwyl die wortel, die hoofskakelaar, die tong onaangeraak bly. Jy besef nie, dis eintlik die moeilike ding nie. Dis eintlik die ding wat jy moet onder die Heilige Gees kry nie. Nou beveg jy die simptome. En daarom sukkel ons so in ons geestelike lewe. Is dit nie? As die Here Jesus Christus sy heerskappy voer oor jou tong en jou woorde, dan sal daar oorwinning kom oor al die ander groot en kleiner goed in jou lewe. Jy sal dit sien. Dit is so. Dit is so. Ek het al 'n proefneming gemaak, dan sê ek gaan nou vanmôre gaan ek al hierdie gedagtes wat in my kop kom, maak nie saak wat dit is nie. Al is dit van blommetjies, dis die mooi wolkies, maak nie saak wat dit is nie. Ek gaan al die gedagtes vat en gehoorsaam maak aan Jesus Christus. Weet jy wat ek agtergekom het binne die eerste halfuur of uur, en dis omtrent al wat ek kon regkry, is 'n geweldige vreugde. Daar's 'n vreugde, daar's 'n blydskap wat in jou kom, wat wêreldse dinge vir jou nooit kan gee nie. En as jy dit nie doen nie, dan kan jou gedagtes jou totaal siek maak. Siek, dat jy op pille moet gaan. Siek maak. Christus alleen kan die hart reinig, vriende. Esegiel 36 sê die God in die Ou Testament reeds, sê hy, ek sal vir julle 'n nuwe gees in julle binneste gee. Kyk hoe gewillig is God om dit te doen, hè. Ek sal vir julle 'n nuwe gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel. Daarom kon Dawid bid op Psalm 51, gee opnuut in my binneste, o Here, 'n wat? 'n vaste gees. So, dis die eerste rede waarom, dis verse 2 tot 5 wat ek nou met u behandel het. Dis die eerste rede waarom hierdie kwessie aangesny moet word deur Jakobus, is omdat die tong 'n sleutelposisie het in 'n mens se hele totale groei. Nou, die tweede rede is die tong beskik werklik oor bose mag. Dis verse 5 en 6 sê hy. Dis nie net 'n storieetjie nie. Hy sê in vers 5, groot mag, geweldige potensiaal. Kan 'n groot bos aan die brand steek. Dis wat dit kan doen. Dis kan 'n reuse bos aan die brand steek. Die tong is 'n vuur, sê die Here hier. Eers het hy die tong vergelyk met 'n stang en 'n roer. Nou vergelyk hy dit met 'n vuur. Net soos 'n skip se roer is 'n vlam ook aanvanklik klein, maar dit werk verwoestend. Dit weet ons almal wat in die Skiereiland en omgewing woon in die somertyd. Die skrif waarsku telkens vir ons teen hierdie vernietigende krag. Byvoorbeeld in Spreuke 16 sê hy, 'n deugniet se lippe is soos 'n versengende vuur. Sy lippe is soos 'n versengende vuur. Dit besmet letterlik die hele mens en word uit die hel aangesteek, sê Jakobus. Met ander woorde, dit neig altyd pro verderf. Die Here Jesus sê immers in Johannes 8 van die duiwel, hy's 'n mensemoordenaar van die begin af deur die leuns wat hy praat, sy tong. Daarom is leuns en al die goeters, die verdraaiing, die skinder, die noem dit op, is nooit neutraal nie. Dit dra altyd die geur van die hel. En as 'n mens 'n kind van die Here is en jy's in hierdie goeters vasgevang en jy het nie die beginsel geleer om jou gedagtes gevange te neem en gehoorsaam te maak aan Jesus Christus nie, dan gaan die vreugde en die vrede en die krag van God in jou hart ontbreek. Dit is die rede waarom baie mense nie getuig vir Jesus nie. Waarom nie die vrymoedigheid het om 'n siel na die Here te lei nie. Waarom hulle nie die vrymoedigheid het om in die gebed te kom bid nie. Dis die vrymoedigheid nie. Dis 'n gebrek aan vrymoedigheid wat maak dat jy kan jy kan nie jou mond oopkry vir die Here nie. Jy wil hier binne, wil jy, maar jy kan daai mond net nie oopkry nie. En een van die redes daarvoor is dat jy nie wat het nie. Vrymoedigheid het nie. Jy het nie vrymoedigheid nie, is omdat die tong jou vernietig het. Die prate het jou vernietig.
Dis 'n baie goeie ding as 'n Christen nou en dan 'n bietjie stil staan en net weer besef wat 'n krag en mag in die tong sit. Dit moet eintlik 'n mens tot versigtigheid maan, is dit nie? Psalm 39 sê, ek het gesê, ek wil nie sondig met my tong nie. Die het al ooit gelees, Psalm 39:2. Ek wil nie sondig met my tong nie. Die mag van die wêreld, wat in oppositie teen die Here Jesus is, sit, kan jy dink, dit sit eintlik binne in 'n mens, is die draer van sonde, die wiele, die infrastruktuur waarop die sonde ry, selfs al praat jy net met jouself in jou binneste. Maar dit het die potensiaal om jou lewe aan die brand te steek, sê Jakobus. Die Here waarsku vir ons in hierdie gedeelte dat sonde dikwels deur woorde versprei word. Dis 'n verskriklike woord in 2 Timoteus 2 waar hy sê, vir my onheilige ydelle praatjies, sê hy vir Timoteus, want hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. Dit versprei met ander woorde die kwaad. Hy's eksplisiet daaroor. Dis waar die verderf sy aanknoping in jou lewe probeer kry, is deur die prate, kan jy sien. Maar dieselfde tong kan ook lewe bring. En ek is so bevoorreg dat ek 'n presentasie van my lewe kan spandeer om dit met ander mense te doen, is om deur dit wat ek praat, lewe te bring. Om lewende woorde te praat. Ek is baie bevoorreg om dit te kan doen. Dit hou my uit baie kwaad uit, kan ek u waarborg. Om lewende woorde te mag spreek, soos nou. Want hy sê dit, met dieselfde tong kan lewe geskep word. Dit spreek lewe in ander mense se lewens in. Dit spreek seën, nie seën nie, seën. Woorde het met ander woorde enorme lewegewende skepende mag en krag. Ag, as ons dit net kan onthou. Mense sê altyd, weet, waar is die gawe van profesie vandag? Is die gawe van profesie nou nog met ons of nie? Die antwoord is doodeenvoudig ja. Praat die Bybel, dan is jy 'n profeet. So eenvoudig soos dit. Praat die skrif. As jy vanmôre die skrif gelees het, as jy whenever die skrif gelees het, as jy wat dit ook al mag wees, praat, jy hoef nie nou te sê, ek wil vir u sê, daar staan in Romeine 10 vers 11, jy hoef dit nie so te sê nie. Jy sê wat die inhoud van die skrif is in jou eie woorde vir die persoon. Maar jy praat skrif. Dit is die gawe van profesie. Om skrif te praat, om God se woord, om die woord van die autentieke profete van die Nuwe Testament en Ou Testament, om dit te spreek. Dit staan vir ons alles in 'n boek opgeskryf. Sagtheid van die tong is 'n boom van die lewe, sê Spreuke 15. Goue appels op versierde silverborde, so is 'n woord wat op die regte tyd gespreek word. Paulus sê vir die Kolossense, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, want wanneer die woord in jou woon, dan begin jou eie woorde ook verander. Jy sien hoe belangrik hierdie punt is? Dit is baie belangrik. Dit is verskriklik belangrik. Die tong, dis die tweede punt, die tong beskik werklik oor bose mag. En dan die derde punt is rede is verse 7 en 8. En dit is moeilik om hom te tem. Hy sê dit eerlik. Jy dink hy's getem. Ha! Woep, daar breek hy weer uit. Voor jy jou kom kry en jy gaan sit laag weer en huil voor die Here. Jy hoef nie so alleen te voel nie, Jakobus het dit self beleef. Terwyl die mens in staat is om wilde diere te tem, leeu's, wilde diere te tem, maar hy kan nie sy eie tong tem nie. Wanneer jy dit die minste verwag, dan kom hy soos 'n leeu uit 'n hok. Jeremia 17:9 beskryf die probleem. Hy sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Is bedrieglik. Wie kan dit ken? Lê baie dieper as net selfdissipline. Die tong openbaar die innerlike hart. Dis nie net selfdissipline wat ontbreek nie. Dis wat die humanis vir jou sal sê, maar dis nie wat die Bybel sê nie. Die menslike natuur is te swak om dit te oorwin. Dit wat die vlees, dis die menslike natuur bedink is vyandskap teen God, sê Romeine 8:7.
Die tong uitoorlê net eenvoudig enige menslike wilskrag en planne. Jy kan maak wat jy wil. Wanneer die tong dus werklik beheer word, dan moet dit uit 'n bonatuurlike plek uit beheer word. Dit kan nie uit jou wees nie, of uit my nie. Dis onmoontlik uit menslike pogings en besluite. Dis net die opgestane Here Jesus wat dit kan beheers. Net hy, niemand anders nie. Die Here Jesus se eie perfektheid homself, toe hy op die aarde was juis geleë in sy volmaakte tong, ons het dit net nou gesê. In Jesaja 53 staan daar, hoewel hy geen onreg gedoen het nie, en daar geen bedrog in sy mond was nie. Selfs onder geweldige lyding het die Here Jesus nie gesondig met sy tong nie. 1 Petrus 2:23 sê, toe hy uitgeskel was, het hy nie teruggeskel nie. Dis die magtige goddelike krag wat binne in die Christen is. Het u geweet dat daar in Efesiërs 1:20 staan, dat die krag van Jesus se opstanding is aan die werk in elke kind van die Here 24/7, of jy dit voel of nie. Hy sê dit, dis 'n gegewe feit. Dis deel van die pakket wat 'n mens as Christen by God ontvang het, is dat die opstandingskrag van Jesus Christus is gedurig in jou aan die werk. Dis 'n goddelike mag wat in jou is. Ons moet dit net besef en gebruik en glo. Paulus sê vir die Filippense, hy sê, dis God wat in julle werk om te wil en te doen soos wat hy wil. Dis wat die wêreld so nodig het om te sien. Nie bloot net, die wêreld het nie bloot net nodig om mense te sien wat lippe, wat godsdienstig praat nie, maar mense wie se tonge bonatuurlik verander is en wat nou lewe begin spreek het. Dis wat hulle moet sien. Die wêreld is gewoond aan al die simpel goed. Ek meen, jy hoef nie vir die wêreld enigiets te leer oor goed soos bitterheid en wat ook al nie. Maar wanneer iemand sag praat en genadig antwoord en nie terugkap nie en nie skinder nie en nie vuur gooi nie en Christus voorop stel, dan sien die ander mense dit. Dan sê hulle, wat gaan met jou aan? Wat het jy wat ek nie het nie? Vertel my 'n bietjie. Jy sien wat 'n effek dit het? En dan laastens, die vierde rede is natuurlik verse 8 tot 12. En dit is, die tong is die eintlike bewys van dit wat ons is. Woorde is soos vrugte aan 'n boom, dit verraai wat 'n soort boom dit is. Jesus sê dit, ons het dit nou die dag gesien uit Matteus, nie waar nie? Matteus 12 het ons dit gesien 2 Sondae gelede, maar hier sê hy dit ook in Lukas 6, hy sê, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart die goeie tevoorskyn. Die tong en die innerlike mens is, soos jy amper kan sê, met 'n Bluetooth verbind. Die tong en die innerlike mens is onsigbaar verbind. Nie met 'n draad nie, is onsigbaar verbind. Hulle beweeg saam. En die innerlike mens is die fontein van waaruit die soet water kom of die brakwater kom. Uit die hart is die oorspronge van die lewe, sê Spreuke 4. Die oorspronge van die lewe is uit die hart. Eintlik is die brakwater met ander woorde nie die probleem nie, maar die fontein waaruit die brakwater kom is die probleem. Dit veroorsaak hierdie inkonsekwentheid waarvan Jakobus praat. Dan seën jy, dan vervloek jy. Dis soos die tong is. Dis soos die tong is. Hy kan die oggend kan hy Here, ek loof en ek prys U dat U my saligmaker is. Maar dan net 'n uur later op WhatsApp, ek wil net vir jou sê wat ou Saintjie gedoen het. Jy weet dit miskien nie, maar laat ek jou net inlig. Dieselfde tong. Dit is soos 'n fontein wat vars water en bitter water borrel. Dit is nie prakties moontlik nie. Geen fontein kan vars water, dit is nie moontlik prakties nie, en tog doen die tong dit. Dis 'n teenstrydigheid, kan jy sien. Dis wat baie kinders van die Here teen die mure uitdryf. Dis wat maak dat baie kinders van die Here sê, het ek nie maar liewer ongered gebly nie, want toe ek ongered gebly het, kon ek maak wat ek wil en ek was ten minste gelukkig.
Maar hierdie oorlog in my, dit maak my totaal klaar. Kan die Here nie nou maar kom nie, asseblief. Maar dis niks vreemd nie, miskien het jy al so gevoel. Paulus beskryf dit in Romeine 7, hy sê, ek verlustig my in die Here, dis met sy hart. Hy sê, maar ek sien 'n ander vyand in my wat stryd voer daarteen. Die tong loof en prys die Here en vloek die medemens wat na God se beeld gemaak is, soos 'n gesplete persoonlikheid. Dit is wat kinders van God gedaan maak. Ek het op 'n stadium my goeders op 'n stukkie papier geskrywe en 'n graaf gevat en 'n gat in die grond gaan grawe en dit begrawe daar. En gesê, Here, ek begrawe my sondes en my hierdie stryd wat ek het in my binneste, begrawe ek nou onder hierdie boom. Hy staan nou nog daar. Maar ek dink die papiertjie is seker al poeier. Maar daai voorneme het nie 'n uur gehou nie. Want jy kan nie die stryd oorwin deur dit te gaan begrawe nie. Maar jou stryd dryf jou tot allerlei dinge. Jy kan niks self doen om verlos te word nie. Vergeet dit. Geen kursus volg nie, geen terapie ondergaan nie. Bo-natuurlike bevryding op die vlak van die innerlike mens is nodig. En dis juist daar waar die oorwinning is. En daar by die bron, daar by die fontein waar daai brakwater kom, daai innerlike mens. Dis hoekom, verstaan jy hoekom sê die Here in Spreuke 23, my seun, gee vir my jou hart. Gee my jou hart. Hy sê nie eers gee my jou beursie, jou geld, dit en dat nie. Gee my jou hart. Gee my daai. Dat ek daai ding beet kry. Dat ek 'n hou vas op hom kry. Want die Here beloof hartsverandering. Esegiel 11. Ek sal vir julle een hart, sien die integriteit, een hart gee en 'n nuwe gees in julle binne. So die groot vraag is met ander woorde, hoe gemaak? Gee Jakobus vir ons praktiese evangeliese raad? Wel, as jy baie goed luister na Jakobus 3 vers 1 tot 12, dan hoor jy iets eintlik baie belangrik, en dit is, ja, jy mag nou sê, nou wat so goeie nuus is dit nou, maar jy kan sê hoe jy wil daaroor voel, maar dit is 'n realiteit wat hy sê. Weet jy wat sê hy tussen die lyne in verse 1 tot 12? Hy sê iets baie belangrik, hy sê, en dit is dat hierdie stryd voortduur gedurende die hele aardse lewe van 'n gelowige. Dis wat hy sê. Ons, ek Jakobus is ook in dit. Dis nie moontlik om op 'n punt te kom waar jy eensklaps oorwinning oor die tong kry en waar jy die probleem vir die res van jou lewe agterlaat nie. Inteendeel, dit is iets wat altyd weer na vore kan kom, al wandel jy met die Here Jesus reeds vir 80 jaar. Ek het nou eendag vir Stewart Elliott gehoor, een van die beste predikers wat daar is, ooit was en is. Hy's nou al bejaard. En ek hoor Stewart Elliott sê, soos ek ouer word, hy sê dit in 'n onderhoud. Hy sê, soos ek ouer word, jy kan sien hy's oud, het die stryd al hoe erger geword in my hart. Daar's altyd weer 'n ding wat soos 'n luiperd uit die hok kan kom. Maar 'n ware kind van die Here sal nie daaroor bly wees nie. Maar is daaroor 'n wroging. Die ongeredde mens sê, dit is nou net wat ek in hierdie preek wil gehoor het, dat hierdie stryd van my is maar alright. En dit sal aanhou en dis dit. Dis 'n wonder of hy wedergebore is, hoor. Die kind van die Here sê, so John Owen sê, die een vir die groot Puritein wat sê, ek haat hierdie dinge wat ek in my lewe sien. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees, teenwoordige tyd, sê Galasiërs 5. Teenwoordige tyd, dis nou so. Let op, Jakobus sluit homself die hele tyd in by alles wat hy sê. Ons struikel dikwels, ons loof die Here en verag die mense.
Hy sê nie, hoorie, dis iets waarvan ek, die wonderbaarlike oorwinning, ek Jakobus, die wonderbaarlike oorwinning het ek 10 jaar gelede hieroor ontvang, en nou is ek daarvan ontslae, en julle moet nou nog op standaard kom nie. Dis die nederigheid van ware geestelikheid. Net soos Johannes die apostel ook doen in 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê, hy ook, ons het geen sonde nie, dan lieg ons. Dis die nederigheid van ware geestelikheid. Pas op vir hierdie sprankelende predikers wat jy oral sien aanlyn en wat is meer. En jy sien net ringe en blinkgoed en dis net, jy weet, dit gaan met hulle net wonderlik. Pas op vir sulke predikers, vriende. Die ouens wat die image, wat die beeld uitstraal van dat hulle gearriveer het. Pas op vir hulle. Raak ontslaaf van daai goed. Moenie daarna kyk nie. Dis misleidend. Wat is dus die enigste praktiese oplossing? Die oplossing moet 'n daaglikse tree vir tree oplossing wees. Dis 'n wandel. As ek wandel, dan gee ek 1 tree op 'n slag. Dag vir dag. Iemand wat sterker is, moet die tong wat hoorbaar buitentoe praat en onhoorbaar binnetoe praat. Iemand wat sterker is, moet die tong vasvat. Op 'n daaglikse basis. Ek wil amper sê op 'n uurlikse basis. Dis 'n wandel, vriende. Dis 'n wandel. Jesus sê in Johannes 15, sonder my kan julle niks doen nie. Niks. Dit wat by jou wedergeboorte gebeur het, is dat jy 'n nuwe natuur ontvang het. Jy's permanent beset deur die persoon van die Heilige Gees. Permanent. Jy het die verlossing binne in jou of jy dit voel of nie, omdat Christus deur sy Gees in jou. Dis 'n gegewe feit. Dis 'n gegewe feit. Daarom gee oor. En moenie vir een oomblik twyfel nie. Een wat sterker is, staan regtig aan jou kant. Baie keer as 'n mens dink aan wat jy dink, dan dink jy die Here kan nie aan jou kant staan nie. Dis onmoontlik, maar dis nie waar nie. As jy 'n kind van die Here waaragtig geword het, dan staan hy aan jou kant. En hy's sterker as jy. Hy wat in julle is, wat sê daai teks? Wie kan dit voltooi, die wat nog wakker is? Wat sê daai teks? Hy wat in julle is 1 Johannes 4:4, hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. En Judas, Jakobus se broer, skrywe in sy brief van net 1 hoofstuk, vers 24, dan eindig hy sy briefie, dan sê hy, aan hom wat mag het, om julle van struikeling te bewaar. Hy het mag om dit te doen. En dit bring my terug by, ten slotte, by wat reeds gesê is, wat vir my persoonlik kosbaar is, 2 Korintiërs 10 vers 5. Ons neem elke gedagte gevange. Dis die binnetoe praat van die tong. Ons neem elke gedagte gevange en maak dit gehoorsaam aan Christus. Mag die Here ons daartoe help en lei en ook hierdie woordbediening in ons lewe verder vorentoe seën. Kom ons bid saam voordat ons laaste lied sing. Here, ons dankie vir die bediening van die woord van die Here. Here, ons dankie dat U vir ons ook, soos wat die woord na ons toe kom, dinge oopmaak, dinge laat sien, wat ons nie voorheen verstaan het nie, of wat ons voorheen glad nie eers besef het nie. Byvoorbeeld, dat as ons hierdie klein dingetjie, hierdie tong, as ons hom onder die beheer van die Heilige Gees het, dan kom daar oorwinning oor al die ander goed in ons lewe, al die ander dinge. Help my, Here, help ons om ons gedagtes gevange te neem, doelbewus en gehoorsaam te stel aan die Verlosser Jesus Christus. Ons sê in besonder dankie dat een wat magtiger en groter is binne in ons is.
Dit is 'n groot ding, om te weet, Here, ons is eintlik meer as oorwinnaars. Baie keer voel ons dit nie, omdat ons net dom is, omdat ons weet nie, ons het nie kennis nie, ons is net nie toegerus nie, maar dis juist waarom ons in hierdie dienste kom, is om toegerus te word, om die kennis te kry, sodat ons in oorwinning mag lewe, tot die eer van die naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons staan, dan sing ons hierdie